Welkom by hierdie week se Kaap vol Hoop waar ons in Woester by die 2026 Winelands Autumn Expo kuier. Dit is die 3de jaar wat die expo aangebied word en weer eens 'n groot sukses met duisende mense wat oor die 2 dae die expo bygewoon het. Weer eens het die Winelands Expo 'n groot verskeidenheid vir besoekers gebied en hierdie week gesels ons met Pietie Williams wat ons meer vertel van die visie van die Kaapse Wynland Distrik Munisipaliteit vir die expo. Andre Pretorius van Wilderer Distilleerder naby die Parel vertel meer van hul topklas produkte en Lorraine van Sail stel ons voor aan Mountain Bee se heuningprodukte. Dan vertel Christo Brewes ons meer oor hul groot verskeidenheid en kwaliteit leerprodukte by Shillenry Leather. Maar eerstens gesels ons met Pietie Williams. Pietie, 'n voorreg om te kan gesels, altyd 'n hoogtepunt, hè? Dis weer sulke tyd. Is sulke tyd deur die Winelands Expo 2026. Kan jy glo? Yes. Nee, baie dankie Arie en ook dankie dat julle hier is. Ja, nee, kyk, is vandag ons die derde keer dat die derde 1 2 3 is die derde maal. So ons het obviously klein begin en ons kan sien hoe die momentum jaar na jaar ek dink selfs as maar net vandag hier begin. Maar ek kan al klaar sien deur die voete wat deur die hekke is en die gees wat die heers, ons is in vir 'n groot naweek. Die dinge gaan oorloop in Woester. So wat ons almal vandag hier het, ons is mos nou die Kaapse Wynland en ons oorheersend bestuur ons nou die toerismebedryf en die plaaslike ekonomiese ontwikkeling en ons het vandag hier mense van Stellenbosch, mense van Woester, mense van Parel, Wellington, Touwsrivier, Robertson, Ceres, die hele sogenaamde Boland, soos die distrik daarna verwys het, is oor die 2 naweek, die 2 dae hierdie naweek is hulle almal hier in Woester. Is almal hier in Woester. Maar dis spesiaal en eintlik die droom kan eintlik ook wees, is wel lekker wees, kan jy indink as 'n mens in die Weskus by Saldanha of een van daai plekke amper 'n soortgelyke proses kan begin. Absoluut. Dit is moontlik seker. Dit is moontlik definitief. Ek dink kyk wat ons ook doen is ons is nie in kompetisie met van die ander streke wat nou die Suid-Kaap of die Weskus is. Ek dink elkeen van ons, in elk geval die bedryf is so groot, vir almal is daar spasie. En wat nou lekker is, ek het nog nagelaat om te noem hier selfs mense van die Weskus. Wat die is so van tyd tot tyd trek hulle weer groot groepe en dan gaan ons daartoe. Hulle sal nou iets doen wat in die visbedryf is of wat goed is in hulle in hulle area en ons is mos nou die wynlande. So ons gaan groot met die wyn. Natuurlik met matigheid. Absoluut. Dan kan mens mekaar so in die middel ontmoet want die een kan snoepling en die ander een bring 'n wyntjie. Dat is dan 'n lekker partytjie. Absoluut. Maar Pietie, soos mens so staan, ek sien so skuins agter jou, die mense is daar by die hekke, daar's lekker baie mense, hulle gaan in. Maar dis lekker as die gemeenskap kom, nee, want dis nou die verskil van die vorige jare is aan die begin het hulle nou nie net geweet nie, maar nou die mense 'n prentjie. Absoluut. Nou het hulle 'n prentjie en nou keer om elke jaar so 'n bietjie beter in. Elke keer gaan ons net 'n bietjie verder en wat nou lekker is as ons het ons probeer. Ons het 'n mengelmoes van ekskuus vir die Engels woord offerings wat ons aanbied, aanbiedinge wat ons hierdie naweek aanbied. So as ons kyk by die kultuurgedeelte, ons het vir almal soort van geakkommodeer. Ons het selfs een van die orkeste wat oor die naweek gaan optree is byvoorbeeld 'n boereorkes. Lekker, Ander is weer is 'n orkes wat raste musiek gaan opvoer. Is 'n orkes wat langarm gaan doen. En dan obviously is ons nog vir sakkie en vir sokkie. So ons gaan lekker makkie hou hier in Woester. Dis lekker. En die wêreld, mens stel die wêreld bekend aan hierdie trotse streek wat julle het, want die Boland het so baie. Ons het al gepraat van die Springbok rugby span tot ekonomies, kultuur, dis musiek, die skole is 'n area om op trots te wees. Definitief. Nee, kyk die Boland is definitief ek sou sê is geseënd. Is nie net prentjie mooi nie, maar definitief ek glo altyd om te sê dat die grootste natuurlike bron wat die Boland het is nie noodwendig mynbou en whatever nie, maar hulle mense. Die kwaliteit mens wat jy hier kry in die Boland. Ek verseker alle areas sal dieselfde sê, maar dis net uniek. Dis jede mensdom wat omgee vir die naaste en hier is glad nie pretensieus nie.
almal is opgebonden en almal bou saam 'n nasie bou. Ja, Dis ja, waar dis dit vir lekker, ons gaan. dis lekker. En die spangees ook, dit is eintlik 'n gevoel wat 'n mens kry. Ons Absoluut. moet op baie keer in sportkonteks praat ons van 'n lekker spangees. Maar dit is ook 'n lekker omgewing om altyd te kan feesvier op 'n manier. Want dit is ook deel van die Expo, nee. Mens sê kom geniet dit, hier's goeie musiek, hier's goeie kos, hier's goeie uitstallings. Absoluut. En dit is lekker om by te woon. Absoluut, lekker. So ons wil vir die wat nog hier is, die kerels, manne en vroue. Kom ek nooi julle is besig om uit te mis. Kom maak 'n draai. Kom maak 'n draai hier so in Montana in Worcester, net so langs die N1. En is lekker weer. En hier waar ek staan is dit nou tempting want ek kry nou die lekker geure van die braaivleis hier rondom my. En die musiek in die agtergrond. So dit gaan lekker hier soos hulle sê die ding ruk hier so. Die ding ruk. So afsluit op Pieter. Ek wil ook so vra die mense wat kom kuier want ons weet nou al hoe meer mense kom van die Kaap af. Ons begin nou so deur die tonnel te kry. Ons wil net so deur die tonnel kry dan verstaan hulle. En maar die toerisme ook. Woester en die groter Boland ook, maar veral Woester terwyl dit hier is, bied dan hom so baie vir 'n toerist wat jy kan hier soveel goeie wynkelders vir 'n begin. Hier's akkommodasie, hier's dinge wat jy kan sien en beleef. En dit is 'n mooi tyd van die jaar ook, nee. Absoluut. En so hier was nou vanaf so 60 km. Ek lieg so 45 km vanaf Woester. Het jy ook Aquila waar jy die Big 5 kan kry. So jy hoef nie Creer Wildtuin toe te gaan nie. Jy kan maar sommer net Touwsrivier toe gaan en daar sou jy ook die Big 5 hierso. So asseblief ek stem saam Arie, is baie meer. En ek dink tog is ook wat ons sê the hidden gems. Die wat nog hier geontdek is en kom met liefde. Sodat ons hier kan doodstel en bekendstel aan daai geheime aanbiedinge wat nog dalk ontdek is waarvan u dalk nog nie bewus is. Absoluut. En hier in die saal as mense so rondstap in die uitstallings dan kom ons doodgestel aan al daai mense. Dat kan jy sien. En die woordjie hoop, ons het vorige keer ook daar gaan praat, programme is maar so Kaap vol hoop, PT, en dan hoop het ons nou 'n klomp dinamikas uit, die geestelike dinamika, ook in persoonlike dinamikas en sovoorts. Maar hierdie is eintlik hoop in aksie, nee. Hoop in aksie, want soos ek sê, dit is deel van nasiebou. En het gaan ook daarop dat ons mekaar sal respekteer en mekaar se kultuur en gelowe ook sal respekteer, maar aan die einde van die dag is ons mense en ons is hier, elkeen van ons met 'n doel op hierdie aarde geskape om 'n spesifieke doel te voldoen aan. So kom ons speel ons rol, kom ons respekteer die een die ander een en ons sprei net liefde en hoop. Absoluut. Wel gedaan en ek gaan nou so 'n bietjie rondloop hier, so nou kan ek vir die mense, nou kan ons dit inkleer. Nou kan ons hulle loop wys wat hier alles is. Baie dankie. Ek begin ook honger raak van al die lekker wat ek ruik. En daar's dan ietsie te drinke ook in hierdie Bolandse weer. Asseblief Arie. Ons vat so 'n advertensiebreek. Welkom. Baie dankie. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Welkom terug by Kaapvol Hoop waar ons in Woester kuier by die derde aanbieding van die jaarlikse Winelands Autumn Expo. 'n Groot verskeidenheid uitstallers was teenwoordig en ons gesels met Andre Pretorius van Wilderer Distilleerders. Voorreg om te gesels, Andre.
Lekker, ek kan nie anders as om hier te stop hier. Wilderer geskiedenis en waar is julle van die Parel, nee? Ons is van die Parel, so ons het begin 1995, Suid-Afrika se eerste kraafdistillery. 'n jaar na onafhanklikheid. 'n jaar na onafhanklikheid. Ons is begin deur Helmut Wildere, dis waar ons naam Wildere vandaan kom. Okay. So ja, ons gaan sterk, ons doen op die oomblik 16 verskillende produkte, Ja. waarvan grappa, snaps, gin, liqueur, so 'n hele paar gemengde portfolio het. Ja. So dis baie lekker. Jy het van die beste produkte hierso. Kyk die verpakking en hoe hy lyk ook is 'n groot deel daarvan en hy mens voel sommer mens wil hom gebruik, maar jy het vir my ietsie lekker gegooi hierso. Dis 'n Ja. wat enetjie is hierdie? Hier is die apple pie moonshine. Tog hy ryk. Gaan hierdie bruin botteltjie hier wees. So hy lyk. So natuurlik onlangs dubbelgoud gewen by Michelangelo. Wow. Hy is ook 'n trofee gewen vir die beste liqueur by die beste Spirit Trophy show. Ja, wel gedaan. Dit is So heerlik. ja, dis 'n fantastiese ouetjie. Lekker skoon, lekker saam met ginger ale. Ja, maar dit is 'n lekker geure wat hier deurkom. Hoe kan mens dit verduidelik vir almal wat kyk? Ja. Appelpastei, 100% cold pressed appelsap, cardamom, cinnamon, Nee. nutmeg, Dis nootjies, lekker. alle lekker goedjies. Dit is soos 'n appelpastei, appeltert wat jy so in 'n drankie gesit het. Ja, ons het apple pie gevat Ja, en ons het dit in drank ingesit. dis wonderlik. Net om dit lekker te maak. Dis like dit is ek kan hom ten sterkste aanbeveel. Dis maar een van hulle. Maar julle is hierso by die expo. Lekker as mense ook so kom en kom sê en hulle wonder, dan kan jy vir hulle so proeseltjie gee en hulle gesels saam. Maar natuurlik, dit is hoekom ons uitkom, om dit te doen. En dan natuurlik lekker om saam mense te kuier. Ja, dis heerlik. Kom verskeidenheid, jy het nog so tweetjies wat hierso staan. Ja, jy kon nie alles van ek dink julle het hoeveel 14, 15, 16 16 produkte. 16 in totaal. En die tweetjies wat ook hierby is, Ons het ons Fynbos gin, natuurlik een van die produkte waarvan ons mees bekendste is. wow. Hy is gemaak met 27 verskillende bestanddele. 18 van hulle is Fynbos, inheems aan die Weskaap. Ja. So natuurlik, dit is ons flagship gin. Dit is die ouetjie wat vir ons Wat julle aan die wat ons by die feeste hou. wat julle soos hulle in Engels sê op die map sit. Ja. Dit is maar dit dan hy gaan lekker saam met al die Hy gaan lekker saam met saam met 'n skoon tonic. skoon tonic. Okay. Skoon tonic en dan kan jy natuurlik jou bessies of soos ek altyd sê jou swaai. Dus daar is bysit. bysit. Al die is daar dinge van die klein Karoo of die Karoo wat amper ook lekkerder saam met hom werk, wat saam met hom gaan. Is moeilik om te sê. Ja. Dis As dit alles takkie gaan of lekker een saam geur met hom. en- So dit hang alles af van die takkie en die smaak waarvan jy hou. Ja, absoluut. Ek dit So een van die bestanddele aan is duivelsdrek wat jy ook ja. jy kry hom basies oor Suid-Afrika en Namibia. Ja. En glo dit of nie, maar hy het 'n baie diep earthy smaak aan hom. Okay, nice. En hy sal net so lekker werk as jy hom in die gin sit. Ja, dis wonderlik. En dan het jy nog enetjie daar, hy het Ja, hierdie is 'n limoncello. 'n limoncello. Dit is 'n nie tradisionele limoncello. So die ouetjie word gemaak selfs as wat jy limoncello sal doen. Ja. Suurlemoen, suiker en alkohol. Die verskil is net, wel, dis 'n groot geheim. Ons gaan julle Moet opsluit om ons gaan julle moet opsluit om julle te vertel. Maar dit is waaroor dit gaan met hierdie geheime, maar die verskeidenheid is wat ou se oog tref en ek sien heeltyd mense wat hier so kom en hulle staan 'n tydjie en hulle proe. My lekkerste is mense kan by julle draai maak. So julle is daar op die pad is die Parel en Franshoek se kant. Ons is op die R45 by die Wildere Estate. Ja. Tussen Franshoek en die Parel. Ons is ook op Spice Road Plaas. Okay. En daar kan mens lekker kom sit en jy En kan daar kan jy lekker sit, jy kan eet, jy kan 'n tasting kom doen, jy kan 'n gin blending kom doen, jy kan kom praat met die distillers. ja. Dus dis alles die lekker gedeeltes. Heerlik. Dis so laaste gedagte om daai geure so by te kry. Dit is maar 'n fyn proses, maar is dit 'n bietjie eksperimentering en jy het 'n geur wat jy So, wil uitkom. Elke produk wat ons maak, gaan deur die eksperimentfase. So op average maak ons seker dieselfde batch 40 keer oor voor ons gelukkig is met hom. En dan sit 'n bietjie proe en Dis 'n bietjie proe en dan is iemand sê vir jou, okay, hoor jy, daar's te veel cinnamon in. Ja. Dan sal iemand dus sê nee, maar die cinnamon is te min. So jy speel maar om die balans te vind Ja. van wat jy of nie wat jy self wil hê nie, maar wat meerderheid van die mense van Ja. sal hou. Ja, en dit is die sukses van hom. Hierdie enetjie is baie lekker. Ek moet sê ek het nou so 3 slukkies gevat al van hom. Ek dink hom kan mens en hy's eintlik lekker somer en winter, maar ek kan dit dink so op 'n lekker wintersaandjie net so 'n bietjie die son het gesak. Winter aandjie sonsak voor die kaggel, net so skoon kamertemperatuur.
absoluut. Maar in die Jy somer, die ys buite gooi nie, sommer net so. ja nee, in die somer gooi jy 'n klomp ys in en ginger ale. Met jy lekker squeeze lemon juice. Dis lekker. Net om my soetigheidjie te breek. Nee, Ja, nee, dit is maar ek sal enetjie moet huis toe vat. So ander lekker by jou gekuier. Great produk. En Ja, dankie. smaak briljant en wel gedaan. Okay. En gaan kuier. Dit is daar op die pad tussen die Parel en Franshoek en die beste is Google hom nee. Ja, Jy kan kyk Google hom ons. op en sit hom op daai Google Maps en dan ry jy reguit na hulle toe. Briljante produk. Ja, Wilderer Distilleerder het topklas produkte en beslis die moeite werd om te besoek daar tussen die Parel en Franshoek. Ook tyd om na kwaliteit heuningprodukte te kyk en ek ontmoet vir Lorraine van Sail van Mountain Bee. Rein, lekker om jou te gesels. Ek het nie geweet dat bye se heuning kan soveel produkte help nie, maar lekker om met jou te praat. Julle is Mountain Bee. Ja, Ja, en waar sou julle gebaseer? ons is op 'n plaas tussen Woester en Woolsley, nie te ver hiervan af nie. Okay. En ons het korwe vanaf Robertson tot in Calvinia amper. Okay, dis 'n Ja. groot, dis 'n groot area. Ja, En dit mens kan nie glo al hierdie produkte nie. Eerstens wat ons almal ken is die rou heuning. ja. Maar dit kom nou van die regte plek af. En het elke heuning area so half sy eie smake. Hoe werk dit? Ja, ek sal sê die areas het hulle eie smake, maar die tyd van die jaar ook. So hoe vroeër in die jaar, sê maar hier, okay, die eerste uitspin van die jaar, Ja. is die heuning baie lig en is Okay. verskriklik lekker. Ja. En dan sal jy sien in die einde van die jaar, vir ons is dit nou einde van die jaar, maar dit is nou die laaste uitspin van die seisoen. Ja. Wat nou laas maand was, is dit verskriklik donker want die O, tuinbos okay. is mos nou Maar julle- verskillende Ja. plante, so die bye gaan na die verskillende plante toe en dan Ja. die kleur verskil. So dis nie soveel die area nie, maar die tyd van die jaar. Ja, dis interessant. Ja. En so hy op natuurlik in baie forme. Ek hou van hom op 'n toastie soos meeste van die mense. Maar julle is so kreatief. Hier's soveel produkte hier rondom ons. En mens kan nie glo dat die bye hoe dit gebeur dat julle maar eksperimenteer en Ja, ek het eintlik vir chef geswat en toe Okay. het my pa toe ek freelancing begin doen. En dan het 'n paar afdae, kan ek nie sê eintlik glo as 'n chef dat jy baie afdae gekry het. Ja. Ja, okay, gee. En toe sê my pa hy wil baie graag ook iets met die bye doen om uit te brei, maar eers met kersse en Okay. met salwe wat jy met die wow. bye was maak. En Hy ryk ook soos heuning. Dit is Ja, regte ja. egte heuning, ja. ja, dis bye was. Ja. Okay. En toe vind ek uit wat 'n sproppel is en ek vind uit al die goed wat jy daarmee kan maak. Ja. En 3 jaar later en nou is my reeks ek te groot amper. Maar dis Ja. amazing, maar jy het nog 'n produkkie daar. Dit Ja, is so 'n hierdie- roompie. Ja, hierdie is nou sê net maar die basic ene. Ja. Jy moet jou bye salf met jou propolis, jou bye was en Ja. ek het sommer 'n bietjie rooibos ook in die olie ge-infuse. Wow, okay. Maar ja, jy kan enige olie met bye was meng en dit maak 'n salf. Ja. Jy moet net jou geheime resepte uitdeel nie. Maar Hoor dan ek het nou hierdie enetjie opgetel is 'n lekker sousie. Kan nie glo dat heuning ook nog sousies maak nie. En hierdie is 'n bietjie warmer, maar jy het 'n paar sousies. Hoe werk dit? Werk heuning ook goed vir 'n sousie maak? ja, die heuning vorm die perfekte basis vir 'n sous. En toe dink ek maar kom ek sit net my eie geure by en Ja. hierdie is nou die hot honey met sy chili flakes. Dis lekker, dis En hy lekker. het 'n bietjie 'n suin vir 'n asierigheidjie om dit te balanseer en Ja. jy kort geen preservatives nie want heuning Okay. is 'n preservative. Ah, Solank dit net nie water in het nie, dan gaan dit dalk ontplof, maar dit daai is so. En dan het ek nog 'n ginger turmeric, 'n ene wat meer as 'n superfood is. Ek eet dit want dit is vir my lekker, maar party mense hou daarvan as in die oggend as 'n breistablet te gebruik. okay. In plaas van 'n breistablet wat vol preservatives is. Ja. En dan het ek die chocolate honey Absoluut. Dan moet er maar Hoekom nie? sjokoladetjie op by wees. en kakao as ek dit te sleg Nee, hy is baie goed. Ja. Ja, dit is alles natuurlike dinge. Dit ek dink as die slim mense sê die suikers is wat die probleem is. Maar hierdie is great produkte. So laastens dis wat my oog vang is dis alles so natuurlik. So dit is eintlik goed vir jou. En dit kom reg uit van die natuur af. Alles wat jy mee te doen het. Ja, al die bestanddele wat ek in alles gebruik, kan jy duidelik sien waarvan af dit kom. Ja. Niks het 'n weird naam nie. Alles is all natural Ja. en rou, sal ek sê. Absoluut. Ja. Nee, dit is dus wel gedaan en dankie. Ja. Dankie vir Dankie Lorraine en ja, Mountain Bee het uitstekende verskeidenheid van produkte. Ons het ook met Christo Brewes gesels wat topkwaliteit leerprodukte vir maak. die produkte. Dis dis absolute lekker, nee. liefde. Dis lekker om dit te vat in jou hand. Dis lekker om met dit te werk en dis lekker aan die einde van die dag om die sukses te sien in die eindproduk wat jy
wat jy ontwerp basies. Absoluut. Ja, as 'n kunswerk elkeen. Jy het die Ja. mooiste skoene. Wys ons van die skoene Baie wat dankie. julle hierso het. So kom ons begin met die vellies. So ons het 'n tipe vellie en 'n boot tipe vellie wat bietjie hoër is. En iets interessant, baie van ons kudu-leer, want dis kudu-leer vellies, baie van hierdie leer kom uit Namibië uit. Okay. Kry ons uit Namibië uit. En so ons het vellies en dan ons verskillende sandale vir die mans en so. Dis 'n baie populêre een. Die ouer gardere van mense sê altyd maar ons het dit altyd op skool gedra met sokkies en so, maar is nou nog bekend. En natuurlik het ons verskillende sakke wat jy nou kan gebruik, rugsakkies, gewone slingsakkies, baie mooi tasharde handsakke en so. Dis basies dit en dan 'n vleeplak. Wie wil nie 'n vleeplak hê nie? En so. Absoluut. Maar ja, my pa doen al 43 jaar doen hy leerwerk en ek is basies die ons contingency plan. Ja. Dis ek en my ma en pa ons doen dit alleen en ons het 'n mooi ingerigte werkswinkel wat ons doen met ons masjinerie en al so goed. En is net ons drie wat dit doen en so. So dis eintlik baie lekker. Dis 'n familiebesigheid. Ons raak elke dag nader aan mekaar soos ons dit doen want ons werk die hele tyd saam en so. So absolute passie. Welkom terug by Kaap Vol Hoop en ons kuier steeds by die Winelands Autumn Expo in Woester. Een van die uitstallers was Western Cape Conqueror Campers en eienaar Jovan Pinaar vertel meer. Miskien so die agtergrond, dit is seker 'n mooi paadjie wat julle gestap het om hier te kom. Verseker ja, ons is Conqueror Wes-Kaap, deel van die Conqueror Suid-Afrika groep. Ons is Suid-Afrika se oudste en grootste vervaardiger van boswaans en bostreilers. So natuurlik vir 40 jaar lank is ons in die bedryf en ons is baie trots daarop. En natuurlik voor ons die boswaans gemaak het, trailers en onderstelle vir die SANDF. So ons spore loop diep in onderstelle en veral gevorderde onderstelle in die bosse en natuurlik off-road en 4x4 vernuf. En Afrika het 'n klomp lekker plekke om te ry en maar daar's hier en daar so 'n bietjie van 'n uitdagende roete ook. Natuurlik en dis hoekom ons spesialiseer juis in 'n bietjie off-road caravans, soos die Engelsman nou sal sê. 4x4 vernuf is regtig waarna ons kyk. Ons fokus op onderstelle. Ek sê altyd vir ouens, help nie jy bou 'n mooi wa nie, onderstel komplementeer hom nie. Dit is vir ons baie belangrik dat ons onderstelle bou. Ons maak seker die onderstel het die vermoë om vir die kliënt te lewer wat hy wil hê en wat hy moet bied en daarna gaan ons bou ietsie bo-op wat regtig net so 'n bietjie van 'n touch of class. En Namibië ook, dit is Namibië is 'n land wat lief is vir kamp. Dis 'n plekkie wat as mens jou voertuigie so hak in die Kaap, dan kan jy dan maklik oor die grens ry. Natuurlik ja, so ons het ook wat lekker is van 'n groep van ons grootte, jy weet, ons het hoe kan ek sê agentskappe en takke in Namibië. Ons het Conqueror Windhoek ook. So wanneer die manne 'n bietjie vasdrap, en is ons daar om te help. Jy weet, ons kontak ons agente daarso. Hulle is bekend met die produk, hulle is bekend met goedjies wat kan gebeur en wat kan fout gaan. Dit natuurlik onderstel parte. So dit is wat baie lekker is om met 'n groep te werk van ons grootte. So jy gaan oor die grens, jy gaan geniet Afrika en ons is altyd daar om ondersteuning te bied. Ja. En dit kry mens ook nie om elke hoek en draai natuurlik. So vinnig ook die verskeidenheid van opsies. Daar's verskeidenheid van opsies. Natuurlijk. Kleiner, bietjie groter en dan die bederf deluxe natuurlik ook. Wat almal na streef, maar net so kortliks die variasie wat gebied word. So kyk, wat ons regtig probeer streef nou is om nie vir elke kliënt te vat op 'n punt waar hy niks skryf vir sy prys nie. We provide buck for your money. Jy weet, regte waarde vir geld. So wanneer jy van ons nuwe waans koop, byvoorbeeld ons Commander X, is jou Insta-awning of jou Easy-on soos dit sal noem, is outomaties ingesluit. Jou luxe matrasse is alreeds ingesluit. 12 volt waartjies in jou waans is reeds ingesluit. Geyser, waterpompe, al daai goedjies is standaard op ons waans. Maar ons gaan ook natuurlik die ekstra myl vir die Villa avontuur agtige kliënt of regtig die reiser, sit ons tot lugsak suspensies in. Ons druk jy op 'n hele nuwe vlak van 4x4 vernuf. Jy kan sonpanele, inverter sisteme tot met 5 kW in jou waan sit, lithium
opsies en al ons waans kom reeds standaard met Victron IP22 chargers. So jou waans is reeds lithium gereed. Jy het nie nodig om addisionele geld te spandeer net om by lithium batterye uit te kom nie. So ons probeer soveel as moontlik gee as standaard, maar natuurlik vir Jan Rapp en sy maat wat diep in Afrika wil gaan, jy trap ons diep spoor en ons maak seker elke liewe ding wat jy hart begeer kan ons vir jou opsit. Laaste vraag, die program is Kaap vol hoop. Sommer net jy sien ook so in die kliënte se oë as jy hom so sy produk gee, daar's hoop en hy sien uit na wat gaan gebeur. Natuurlik, jy weet, ons sê altyd die ander dag net so vir 'n interessante punt, jy weet, ons het die sakekamer by ons gehad en toe ons bietjie gesels met die sakekamer. Toe sê hy vir my nou, wat verkoop julle? Wat doen julle? Wat se bedryf is julle in? En dit sê hulle vir my of vra vir my terwyl hulle om 40-50 van ons waan staan. Toe sê ek van weer wat mense verneem ons verkoop boswaans en boskaravane en bostrailers. Eintlik wat ons doen, ons verkoop kwaliteit tyd, ons verkoop avonture, ons verkoop kwaliteit familietyd en vir daai prys laat ons vir jou karavaan in. So dit bly tog 'n ervaring. Mense koop waans, maar ons vergeet, moenie gewoond raak aan wat jy doen nie. Dis 'n ervaring vir almal. Hy kom, hy's opgewonde, die speelgoed word net groter en dit word net duurder, maar dit bly speelgoed. Dis 'n leksheid, dis 'n wonderlike ding. Elke persoon koop dit met die doel van kwaliteit tyd om ons land te besoek, om Afrika te besoek en hy doen dit meer as 'n deel of met vriende of met familie. So ons maak seker ons verstaan die ervaring, ons het respek vir die ervaring en omdat ons companies onsself is, verstaan ons daai benodighede wat die kliënte het. Ons maak seker ons bied dit, ons doen eerlike besigheid met respek en op ordentlike Bybelse beginsels en deur dit te doen is ons ewe opgewonde as ons 'n produk aan 'n kliënt oorgee. Ja, dankie Jovan, en julle dra beslis in 'n groot mate by tot die mense se ervarings en kwaliteit tyd en avonture wat hulle aanpak. Ons het heerlik gekuier in Woester by die Winelands Autumn Expo en ek sien reeds baie uit na die volgende kuier in die pragtige Wynlande distrik. Dit was 'n topklas expo met topklas gasvryheid. Tot volgende week, groete uit die Kaap.